baie dankie. Dankie musiekspan. Het julle lekker die Here aanbid? Dis 'n voorreg. Dit bly altyd 'n voorreg. Dankie. Wow. Amper dog ek is moeilike tyd. Dit is 'n groot voorreg om elkeen van julle hier te sien. En soos ek nou net gebid het, party van ons gaan deur goeie seisoene en party van ons is op 'n moeilike plek. En oom Lukas van die gemeente se kant af wil ons vir oom baie sterkte toewens. Ek weet dit is 'n moeilike tyd waarin oom nou is. Soos ek vanoggend vir hom gesê het, ons verstaan nie. Dat ons hou vas aan die een wat verheer het oor alles. Ja, hierdie harde hart vir my trek swaar wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan. Maar ek wil vir julle vra as gemeente om saam met my ook te kan bid vir oom Lukas en die familie. As ek reg is dit donderdag oom Karl se vroutjie se begrafnis ook. Bid vir ons gemeente, bid vir die gemeenskap. Daar's moeilike goed daar buite. En as jy deur 'n goeie seisoen gaan, dank die Here elke oomblik, want dit kan in 'n oogwink verander. Maar ons dien 'n groot God. En ek wil vanoggend, ek wil nie baie tyd vat nie, die diens het al reeds diep ingegaan. En ek wil vanoggend bietjie met julle praat onder die tema, in wie se hande is jy? Jesaja 64 vers 8, en as jy my goed ken, sê jy weet, dis een van my gunsteling skrifgedeeltes om te quoteer, Mike se vertaling. Maar die skrifgedeelte sê in die 83 vertaling, U is ons Vader, Here, ons is klei, en U het ons gevorm. Ons is almal die werk van U hande. Elkeen van ons. Daarom sê ek, elkeen van julle is meesterstukke in die hand van God. Want hy het net een van jou gemaak. Ek dank die Here, daar's net een Mike. Want dit sou moeilikheid veroorsaak het. Maar daar's net een van jou. En as jy my nie glo nie, gaan kyk na jou vingerafdruk. Daar's net een van jou. En so interessant, so uniek het God elkeen van ons gemaak. Annika, gee vir my tennisraket. Ek het so 'n paar goedjies gebring. Nou ek is nie die grootste sportman wat daar is nie. Wel, veral nie nou nie. Maar op skool was ek redelik. En as jy kyk na hierdie tennisraket, is 'n goedkoop tennisraket. Ek wil pa en ma moet koop, maar is 'n goedkoop ene. Maar as jy hierdie tennisraket in Novak Djokovic se hande sit, dan verander die waarde van hierdie goedkoop tennisraket redelik. Stem julle saam met my? As jy, ek het nou nie vanoggend my rugbyballe gekry nie, Annika, geef my die netbalbal. Gooi. Sien hierdie is 'n rugbybal. Sien julle hom? Ek wil hom so maak soos 'n rugbybal, maar ek's bang hy pop. Maar as ek hierdie netbal, maar is 'n rugbybal, in Cheslin Colby se hande sit, dan verander sy waarde ook. Stem julle saam met my? En ek het definitief nie 'n cricketbat nie. Maar toe gryp ek die vinnigste en naaste ding wat ek het. Nou hierdie een, as jy my huis wil inbreek, gaan jy hom ontmoet. Maar as ek hierdie ene, julle sien dit cricketbat, nee. Come on. As ek hierdie cricketbat, ja, ek weet nie wie speel baseball nie, so ek kan nie dit sê nie, maar as ek hierdie cricketbat in AB de Villiers se hande sit, dan verander dit in waarde verskriklik baie. En vanoggend wil ek bietjie net vir julle die prentjie wys, dat op ons eie het ons waarde, maar die waarde is nie so groot nie. Maar wanneer ons in die Skepper se hande is, dan verander ons waarde. Want dan gebeur die onmoontlike met ons. As ons sê dat God is die pottebakker en ons is die klei, dan sê ek vanoggend en elkeen van ons se lewens sê dit, dat ons het nie verskriklik baie waarde. En hoor mooi, ek sê nie julle is nie waardevol nie. Ek probeer die prentjie vir julle skep, dat wanneer jy in die pottebakker se hand is, dan is jy priceless. Dan is jy 'n kandidaat vir 'n wonderwerk.
Want dan verander alles in jou lewe. Want op ons eie het ons nie baie waarde nie. Maar in die regte hande verander daai waarde in iets totaal en al anders. Goeie nuus. Ons is gevorm in die skepper van die heelal se hande. Ek sê as ek mense sien gewoonlik en is 'n moeilike tyd, vertel ek vir mense dat as jy 'n pottebakker is, dan druk jou vingerafdrukke binne in daai klei in. So God se vingerafdrukke is in elkeen van julle se lewens. Maak nie saak hoe ver het jy afgedwaal nie. God het jou geskep met 'n doel. So God se vingerafdruk is op elkeen van julle se lewens. En as ek so 'n bietjie emosioneel raak, hierdie skrif het my gewaak hierdie week. As ons gaan kyk na die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15, dan sien ons en ons lees van 'n jong man wat baie gehad het. Die Bybel sê nie presies hoe baie rykdom het hy gehad nie, maar hy het redelik gehad. Maar hy besluit toe hierdie jong man om weg te beweeg van sy ouer huis af. En in 'n oogwink kom die vyand en daai jong man verloor alles. As ek dit in ons konteks kan verduidelik, wil ek vir julle so sê dat sy naam, sy van, sy talente en sy menswees het nie verander nie. Hy is nog dieselfde ouetjie. Hy is nog steeds dieselfde jong man. Maar hy het gekies om weg te beweeg. Hulle sien sy pa was steeds dieselfde persoon. Sy pa het nie verander nie. Sy adres het selfs dieselfde gebly. Maar hy het besluit om weg te beweeg. Of soos die Engelsman sou gesê het, famous last words. En dis hoe die vyand kom. Hy kom met leuns. En dan verloor ons identiteit. Want ons beweeg weg van ons vaderhuis af. Ek is seker dat ek nie vir een van julle hoef te vertel, dat ons as kerk, julle weet hierdie is net die kerkgebou. As ek praat van die kerk, praat ek van elkeen van ons. As kinders van God, die ware kinders van God, is in 'n groot geestelike geveg betrokke. Stem julle saam met my? Beleef julle dit ook? Ek het nou daar agter praat ek en Arends in die span daar agter, net in hierdie laaste week, hoeveel mense waarvan ons weet, wat hulle laaste asem op hierdie aarde ingeasem het, of uitgeblaas het. Dan weet ek, dat die koms van die Here is naby. Ons weet nie wanneer nie, maar ons is in 'n geestelike geveg, soos nog nooit tevore nie. Hierdie, daar buite in die wêreld, is nie meer 'n speelgrond nie. Dit is ernstig daar buite. En ek het dit nou gebid ook, en ek vra baie mooi met die grootste respek, kyk verby my vanoggend. Terwyl ek so voorberei in die week, toe sien ek hierdie prentjie van 'n posman, as ek dit in Engels kan sê, the mailman. En ek wil vanoggend vir julle sê dat die krag is nooit in die mailman nie. Met ander woorde, dat die krag is nooit in die boodskapper in my nie. Selfs nie eers in die aflewering van die boodskap wat ek vanoggend gaan aflewer nie. Die krag is altyd in die woord van God. Hierso lê ons krag. Ouens, ek kan vir julle die beste, die mooiste, die gevleelsde woorde sê vanoggend, wat geen impak gaan maak nie. Maar wanneer jy hierdie boek in jou hand, in jou lewe het, in jou hart het, hierso lê jou krag. En hoe ouer ek word, en hoe meer ek in hierdie wêreld te kere gaan, en elke dag stappe neem, besef ek, dat Mike op sy eie, maak net foute. Maar wanneer die woord van God in my hart is, en deel van my DNA is, daar lê my krag. Ek wil vanoggend vir jou vra, as jy jou Bybel het, neem hom op, vat hom in jou hand. As jy kan, druk hom teen jou bors vas. En sê volgend agter my aan asseblief, hier lê die krag van God. Hier lê my en jou krag vanoggend. Julle is baie stil, kan ons dit weer doen? Asseblief, herhaal saam met my. Hier lê die krag. Hier lê ons krag. My en jou krag lê hierso. As nou ooit 'n skrifgedeelte was waar volgens Mike leef en bedien, en as ek eendag nie meer hier is nie, is dit die skrif wat ek wil hê mense moet onthou van Mike, is dit hierdie volgende ene, 1 Korintiërs 2, vers 1 tot 5, en die opskrif sê Paulus se prediking. Vers 1 sê, wat my betref broers, toe ek na julle toe gekom het,
om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde en groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met my groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. En die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid of welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees, of hy sê daar die Gees. Dis is julle geloof nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Gemeente, it's all about him. Ons is vandag, elkeen van ons hierso, want het gaan oor hom. As het oor Mike gegaan het, julle, it's all about him. Ek wil vanoggend vir jou sê, goeie nuus, as julle goeie nuus toe kom, vir my of vir enigiemand anders, as julle hierna toe kom vir die musiek, of lekker koffie, of goeie geselskap, dan gaan ons julle teleurstel. Want elkeen van ons wat hier so sit vandag, is net mense. Maar as jy kerk toe kom, met 'n verwagting, met 'n honger, met 'n soeke na hom, met 'n soeke na die Heilige Gees, dan raak die onmoontlike in jou lewe moontlik. En ek wil vanoggend vir jou vra, moet nie weer asseblief kerk toe kom, net om die boksie te tik nie. Kom kerk toe met 'n verwagting. Kom kerk toe, na jy tyd op jou knieë spandeer het. Ouens, kom kerk toe, want jy het 'n soeke na die Heilige Gees. Want dan kan hierdie gebou 'n lighuis raak in hierdie donker wêreld. Hoor my baie mooi vanoggend en baie duidelik, as ons as 'n gemeente vanoggend saamstem, en ek het gevra en die meerderheid van julle het saamgestem, dat ons in 'n geestelike geveg is, dan moet ek en jy as kind van God begin terugveg. Hoor mooi, en ek bedoel dit nie soos hierdie wêreld sê ons moet veg nie. Nie met ons hande, nie met ons monde nie, ook nie op die manier wat die aarde wil veg nie. Ek en jy moet begin veg op God se manier. En as julle weet dat ons die laaste ruk praat ons bietjie oor die wapens wat God ons gegee het. Maar ek wil vanoggend hierdie bely en sê, dat ons weet, dat ons as kinders van God reeds die oorwinning behaal het. Nog voor ek en jy begin veg het. Want hy het reeds die oorwinning behaal. In Johannes 16 vers 33 staan daar, dit het ek vir julle kom sê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Hoofletter ek het die wêreld oorwin. Ouens, as dit nie vandag vir julle bemoedigend is nie, dan weet ek nie of daar iets is nie. Ek en 'n vriend van my het gister, ek dink dit was gister, het ons gepraat oor, as ek dit so kan stel, om ons kruis op te neem en Jesus te volg. Dis nie maklik nie. Partykeer gaan dit kos dat jy uit jou comfort zone uit moet klim. Partykeer gaan dit kos dat jy dinge moet doen wat jy nie van hou nie. Maar ouens, ons kan nie meer anders nie. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê there's no growth in the comfort zone and there's no comfort in the growth zone. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy wil groei as kind van God, as jy wil hemel maak, gaan jy nie meer in jou comfort zone kan bly nie. Dalk is daar nog iemand soos ek vanoggend wat hier so sit. Ek het in hierdie week ek vrae gevra, julle, ons het nou net daaroor gesing ook. Ek het gevra dat as die oorwinning reeds behaal is, hoe lyk 'n lewe van iemand wat in oorwinning leef? Ek is seker baie van julle weet waarheen ek op pad. Want nie een van ons leef werklik in God se oorwinning vandag nie. Maar wanneer ons verstaan dat hy reeds dit gedoen het, dan leef ons anders. Ek het hierdie week vir myself gevra, hoe leef ons wanneer ons in daardie waarheid leef? Gaan ons nog steeds leef soos ons vandag leef? Hoe leef ons dan in daardie oorwinning wat God vir ons gegee het? En ek het nog nie die antwoorde nie. Ek het 'n klein deeltjie van die antwoord, en ek weet die Here is besig met ons as gemeente, maar eenvoudig gestel, die enigste manier hoe ons by daai waarheid gaan uitkom, is deur die swaard van die Gees. Deur die woord van God. Want hierso,
in hierdie paar bladsye, lê elke antwoord wat jy nodig het. Hierdie boek het in elk geval elke antwoord wat jy ooit sal nodig hê. In hierdie boek is die wapenrusting opgeteken in Efesiërs 6 en ons het nou laasweek begin of die week voor dit begin praat daaroor en ons gaan dalk nog 'n paar weke praat oor die wapens wat die Here vir ons gegee het. Maar in hierdie boek is al ook wapens opgeteken wat ons hoop gee. Daar is in hierdie boek goeders opgeteken wat vir ons raad gee. Dat wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan en jy het 'n vyand wat jou bloed soek, dan sê die Here in sy Bybel, in sy woord, begin bid vir jou vyande. Nie so lekker as jy daar in die storm is nie, nee. Maar hoor wat ek sê. Die waarhede, dat die Here sê, wanneer jy begin bid vir jou vyande, dan gee jy die beheer oor vir hom. In hierdie boek is daar vir elkeen van ons raad opgeteken, wyshede. In hierdie boek is daar bemoedigende woorde vir jou. Ek weet nie wat het jy nodig vandag nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, maak nie saak wat jy nodig het nie, as in hierdie boek te vind. As ons lees in Matteus 4 vers 1 tot 3 in die ou vertaling, Matteus 4 vers 1 tot vers 3, as jy jou Bybel het. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand begin honger word. Ja, ek sal ook honger geword het. 40 dae en 40 nagte. En die skrif gaan verder en hy sê, en die versoeker het na hom toe gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Hoeveel keer hoor ek en jy daai selfde stemmetjie? As jy 'n regte kind van God is, bewys jouself en doen hierdie, of doen daai, of doen die. Ek wil vanoggend vir jou sê, moenie. Ek gaan nou praat oor daai stemmetjie. Dit is baie interessant dat hierdie skrifgedeelte in Matteus 4 is net na Jesus se doop geskryf. Ons as laasweek was ek en Anton baie bevoorreg om 18 mense, ek kan nie onthou nie, maar die syfer maak nie saak nie, om klomp mense te doop. En dit is 'n groot voorreg, en dit sal altyd 'n voorreg bly. Maar daai stap van gehoorsaamheid het gebeur net omdat ons God behaag. Elke persoon wat gedoop is, het daai persoonlike besluit geneem en gesê dit is wat ek wil doen. Goeie nuus, hoor my baie mooi vanoggend. Moenie verbaas wees as jy direk na jou gehoorsaamheid versoek word, of in die hakies het ek geskryf, getemp word nie. Jesus direk na sy doop word hy versoek. En al wat hy gedoen het, is uit skrif gekwoteer. Julle sien ons vyand is slinks. En een van sy oudste metodes, wat hy al vir dekades lank probeer, is hy gaan vir jou vra om jouself aan ander te probeer bewys. Ek het beleef dit hierdie laaste ruk. Ons as mense so geneig om onsself te probeer bewys aan ander mense. Partykeer aan mense wat jy nie eers van hou nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy leef soos God jou wil hê, het jy nie nodig om enige mens se goedkeuring te soek nie. God se goedkeuring is die enigste ding. Vir my so interessant is Matteus 3, kom en het vertel die verhaal waar Jesus gedoop is, en net na hy gedoop is, toe hy opkom, toe kom daar 'n stem uit die hemel uit, wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Hoe amazing sal dit wees as God dit vir my en jou kan sê. Dis in Matteus 3. En in Matteus 4 het ons nou net gelees, waar die versoeker of die vyand sê, as jy regtig die seun van God is, bewys dit en verander hierdie klippe in brode. Dit is my so interessant dat dit gewoonlik direk na ons bergtop oomblikke, wanneer ons tyd saam met God spandeer het, wat die vyand ons probeer pootjie en ons wonderlike getuienisse by ons te probeer kom vat en steel. Want hy is 'n dief. Hy is 'n leienaar. Ek wil nie vanoggend enigiemand probeer bang praat nie. Ek is vanoggend hier net om 'n waarskuwing te gee. Ek sien hierdie prentjie in my gees. Ek weet nie wie van julle kyk oorlogstories en flieks nie. Ek hou baie van dit.
Julle ken daai bomvlaggies wat hulle plant. Is gewoonlik met so 'n rooi vlaggie by, wat jy so plant net voor, hulle plant hom gewoonlik om te wys, daar's 'n bom, of hier's gevaar, of daar. Dis vanoggend net bomvlaggies wat ek vir julle plant. Wees versigtig, en wees altyd waaksaam. En ietsie ekstra, as jy al by my kom sit het om bietjie te kom praat oor lewensprobleme, ek hou nie daarvan om te praat oor berading of ek hou van 'n kuiertjie. Kom ons noem dit net 'n kuiertjie. Dan het ek hierdie volgende al vir jou gesê. Jesus was in daai tyd wat hy in die wildernis was hy honger, want hy het vir baie lank gevas. Hy was geïsoleer want hy was in die wildernis. En Jesus was self moeg, want hy was vir 40 dae en 40 nagte daar alleen, terwyl hy gevas het. Ek wil vanoggend deur daai storie wil ek jou bemoedig en sê, wees altyd waaksaam. En asseblief, amper sê ek nou om hemelsnaam. Maar ouens, asseblief hoor my, moenie jouself isoleer in die lewe nie. Ek weet ons introverte is so geneig om vinnig huis toe te hardloop of alleen, net ek alleen. Ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy deur die moeilike tye en die moeilike seisoene van jou lewe gaan, moenie jouself isoleer nie. Want dis wanneer die vyand kom, en hy kom in jou gedagtes, en hy val jou daar aan, en hy kry jou op jou knieë. Op jou knieë is die perfekte plek om te wees. Jy sien, ons vyand wil ons identiteit steel. Hy wil ons as mens, as kinders van God kom breek, en hy wil ons verander, sodat ons sy leuns kan glo. Ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy hierdie woord deel maak van jou lewe, en dis in jou kop, dis in jou wese, dis in jou hart, dan kom jy op 'n plek, waar jy nie meer plek het, of tyd het, vir leuns in jou lewe nie. Ek haas om klaar te maak. So nou vra jy vanoggend, maar Mike, hoekom word ons as kinders van God dan so getoets? Vra iemand dit? Is dit net ek? Hoor, is dat net ek? Dis verseker. Hoekom word ons dan so versoek, as ons skoon gewas is deur die bloed van Jesus? Ouens, een van my gunsteling skrifgedeeltes, om altyd te lees wanneer iemand dit vir my vra, en dit gee vir ons een van die antwoorde. As Paulus skryf en hy waarsku ons in Romeine 12, wie weet wat daar staan? Romeine 12 vers 1 en 2, daar staan, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Paulus kom in hierdie skrifgedeelte en hy sê vir ons waar ons probleem lê, is in ons kop. Ons gedagtes, ons denke. Ek weet dis nie net ek nie, maar wanneer ek deur 'n moeilike seisoen gaan, dan is dit hier waar ek die grootste geveg veg. Is om my gedagtes en my denke en die goed wat ek kan dink, onder die heerskappy van God se woord te kan sit. Julle sien, wanneer ons gedagtes en ons denke, wanneer ons kan eerlik wees met mekaar en sê, dit is waar ons probleme is, dan kom ons op 'n plek waar ons kan sê, ons weet hoekom. Want ons koppe, ons denke, ons gedagtes is nie gevul met die woord van God nie. Die waarheid van die Here is nie in ons koppe altyd nie. En weet julle, hoe weet ek dit? En ek wil nie enigiemand met hande opsteek nie, asseblief. Hoeveel van ons het gewonder of was onseker oor of die wegraping gaan plaasvind Dinsdag en Woensdag? Ek is baie ernstig. Ouens, as ek 'n rand gekry het vir elke oproep en elke boodskap wat ek gekry het, dan was ek vanoggend 'n skatryk man. Ek is in elk geval, maar ek sou nog ryker gewees het. Weet julle wat is die probleem? Die woord sê God se volk gaan ten gronde van 'n gebrek van kennis. Ouens, ons weet nie meer wat God se woord sê oor belangrike goed nie.
Want ons stel nie meer die Bybel op nie. As jy die Bybel ken, en jy het goeie vriende om jou, dan het jy geweet wat God se woord sê, oor wanneer hy terugkom. Maar ek wil nie in dit ingaan nie. En jy mag nou nie antwoord nie, maar het iemand al hierso vanoggend beton. Wat is dit in Engels? Sement, konkreet. Het iemand al konkreet gegooi, wat hierso sit? Ek het al, maar ek is verseker nie 'n kenner nie. Anton, is jy 'n kenner? Daar's hy. Ek gooi ook maar ek weet jy is ouens wat weet hoe. Maar as jy konkreet gooi, dan moet jy altyd eers 'n vorm maak. En dit is gewoonlik, Glenn, jy moet my nou help. Jy maak 'n staalvorm met mes en allerlei draadgoeders. En partykeer dan moet jy ook 'n gat grou, of baie keer moet jy 'n gat grou. En dan vat jy daai sement of daai konkreet en jy gooi dit binne in daardie vorm in. En daai konkreet neem daai vorm aan. Is dit reg so? Maak nie saak wat jy bou nie. As jy daai vorm het en jy gooi die sement daarin, dan word dit hard en dit word daai vorm. Goeie nuus. Daai vorm kan ons kies, gaan ons die wêreldse vorm volg of gaan ons God se vorm volg? Gaan ons toelaat dat die lewe ons vorm soos die wêreld ons wil vorm? Want die wêreld het ook 'n vorm. Die wêreld probeer ons leer hoe lyk liefde. Die wêreld probeer vir ons wys hoe huwelike moet lyk. Die wêreld leer vir ons hoe moet 'n besigheid lyk en veral wanneer jy suksesvol moet wees, moet jy sekere goeders doen onder die tafel. Sekere maniertjies wat ons goedjies kan ontduik. En dan die wêreld leer ook vir ons hoe moet kinders se verhouding teenoor hulle ouers moet wees. Ons leef in 'n tyd waar ons gehoorsame ouers het en ongehoorsame kinders het. Julle weet hoekom. Want ons doen nie meer wat God se woord vir ons sê nie. Ouens, Paulus kom hier en hy waarsku ons as die kerk, as kinders van God, om onsself nie deel te maak van hierdie wêreldse vorm nie. In plaas daarvan kom Paulus in Romeine en hy leer ons dat ons moet die woord van God toelaat om ons gedagtes te transformeer, te hervorm en te mold, as ek die Engelse woord kan gebruik. Ek het dit nou al baie keer vanoggend gesê en ek maak klaar. Ons vyand wat in hierdie wêreld opereer is 'n leienaar. En hy lieg vir elkeen van ons so baie, elke dag. En daarom wil ek vanoggend sê dat ons geestelike geveg is grootliks 'n geveg in ons gedagtes. Kind van God, as jy jou gedagtes onder beheer kan kry, dan sal jy wen. En weet jy hoe kry jy jou gedagtes onder beheer? Tel hierdie boek op. 'n Baie goeie voorbeeld van hierdie, wanneer ons gedagtes en ons denke 'n probleem raak is, soos ek het noem, whispers. En ek praat nie van die sweeties waarvan my vrou hou nie. Julle weet van daai lekker sweeties, dis lekker. Maar ek noem dit whispers. En elke Sondagoggend, en ek wil nie vir ander mense praat nie, maar elke keer wat ek bedien, sit ek met daai whispers in my gedagtes, in my denke. Mike, jy's nie goed genoeg nie. Mike, hoekom doen jy wat jy doen? Mense like jy dan nie eers nie. Mike, gaan terug sekulêre wêreld toe, want jy kan baie beter daar doen. En so sit elkeen van ons met stemmetjies iewers in ons lewe. Gewoonlik wanneer ons moet gehoorsaam wees. En die stemmetjie sê vir jou, maar jy's nie goed genoeg nie. As jy regtig 'n kind van God is, en nie, Jansen, ek kyk nou maar soos wat mense sien, so wil ek elkeen van julle se name noem. As jy regtig 'n kind van God is, bewys dit dan aan my. Verander hierdie klippies in brood. Vanoggend wil ek vir jou sê, en vanoggend wil ek vir die stemmetjie en elkeen van julle se denke vandag sê, ek wil vir die vyand sê, jy's 'n leienaar. Nes in Matteus 4 het die versoeker gekom en hy het gesê, as jy regtig, hoofletter jy, regtig die seun van die mens is, bewys dit. En vandag kom die vyand en hy sê vir jou wat na my luister, as jy regtig 'n kind van God is, maak hy sommetjie klaar. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons vyand is 'n leienaar. As dit my laaste preek is vanoggend, en hoor, ek sê nie al gaan iets gebeur nie, maar ek weet nie of dit vandag my laaste dag is nie, so ook nie jy nie.
Maar as hierdie laaste preek is wat ek ooit in my lewe sal preek, wil ek vir jou sê, God het gedagtes oor jou. En sy gedagtes is om jou voorspoedig te maak, om vir jou 'n toekoms te gee. Die vyand se wens vir jou is dat jy moet sink, dat jy moet in die stof gaan land en stof inasem. Die vyand wil vir jou sê jy's 'n mislukking. Die vyand wil vir jou sê jy's op die verkeerde plek. Ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy by God se voete is jy op die perfekte plek. Ek gaan nou iets leen wat ons maandag, ek kan nie onthou wie dit gebid nie, maar ek wil sê dat nie een van ons is perfek wat hier so sit nie. Elkeen van ons is nog onder konstruksie. Iemand het dit Sondag gebid en ons maandag in ons bid hier. Elkeen van ons is onder konstruksie. Die Here is elke dag besig met elkeen van ons. Goeie nuus, ek en jy is nie ons eie nie. Ek en jy is duur gekoop. Ek het 'n Afrikaanse woord gesoek vir hierdie, maar dit klink nie so oulik nie. Ek wil vanoggend vir die vyand sê en ek wil vir jou dit sê, dat ons title deed behoort en is uitgemaak aan Christus. Want hy het jou gekoop. Hy het jou duur gekoop. Ek en jy is in God se hand en ons niemand wat ons ooit daar kan uitdruk nie. Is dit nie vanoggend goeie nuus om hier op te staan en te juig en te jubel en te sê Here dankie. Dankie dat ons in daai waarheid kan vashou. Dat ek in die hand is en dat niemand my daar sal uitdruk nie. Maar dit beteken dat jy nie meer kan rondjommel nie. Ons kan nie meer dit bekostig om net een keer 'n maand kerk toe te kom en vir jare lank nog steeds op melk te wees nie. Iewers moet ek en jy begin groot word. Iewers moet ons begin groei in ons verhouding met hom. Kom aan, goeie nuus, ons tyd het min geword. Ons het nie meer tyd om te mors nie. Ons het nie meer tyd, gebruik nou iemand anders se woord, om kopbekerings te hê nie. En dit alleenlik nie. Ek en jy moet werklik op 'n plek kom waar ons harte bekering toe kom. Ons moet begin klaarmaak met sonde. En ons moet begin terugdraai na God toe. Ek wil afsluit. En ek wil sê, ek wil vra, my tema, in wie se hande is jy, kind van God? Wie gee jy persoonlik die autoriteit in jou lewe? Ek wil vra as jy saam met my kan bely dat ek wil baie graag hê God moet beheer vat. As jy saam met my hier volgende wil uitstap en sê ek is in God se hand en daar's niks of niemand wat my gaan beïnvloed nie. As jy saam met my vanoggend wil sê ek wil my denke en my gedagtes onder die heerskappy van God sit, wil ek vra om saam met my te staan as jy kan. Here, 'n mens kan nie vanoggend anders as emosioneel te raak nie. Here, vir te lank het die vyand met al sy leuns, al sy liegstories, die kar kom pootjie. En vanoggend kom ons as 'n gehoor en ons sê ons is klaar met dit. Here, ons kom vandag en ons gee autoriteit terug aan U. En Vader, ek vra vanoggend vir myself, my gesin en vir elke gesin wat verteenwoordig is vanoggend in hierdie gebou en ook aanlyn. Here, dat U, Romeine 12, sal kom en ons denke sal kom hervorm. Here, dat U elke beheer, elke aspek, elke dingetjie in ons lewens sal kom en ons denke sal vernuwe. Vanoggend wil ek kom vra, Here, ek wil met groot erns in my wese wil kom bid en vra, Here, mag ons vandag vra dat U autoriteit, U beheerende hand, die skepende hand van God, wat die aarde geskep het, oor elkeen van ons se lewens sal kom posvat. Here, ek wil bid dat U daar honger, nee, ek wil bid dat daar vuur binne in elkeen van ons se lewens aangesteek sal word, omdat ons nie meer tyd het vir die leuns van die vyand nie. Here, ek wil bid dat elke persoon wat my stem hoor vanoggend vir hierdie week, sommer vandag begin met 'n erns om weer U woord te begin opneem en te sê, Here, ek wil my hart, ek wil my lewe, ek wil my denke, ek wil my alles, wil ek kom toemaak in die waarheid van die woord. Here Jesus, dat ons nie meer soos
afkophoender sal rondhol, wanneer die wêreld vir ons sê, hierdie gaan gebeur of daai gaan gebeur nie. Here, want U woord sê, U weet reeds, ons weet reeds hoe hierdie storie eindig. En Here, dit gee vandag vir my hoop. Dit gee vandag vir ons as kerk hoop, om te weet dat U is nog steeds in beheer. Here, dankie dat ek kan bid vir elke gemeentelid. Here, vir elke besoeker wat vandag hier is. Here, dat wanneer ons hier uitstap, dat ons met 'n huppel in ons stappie sal uitbeweeg. Here, want ons is duur gekoop. Here, ons is gekoop deur die bloed van Jesus. Here, dankie dat ons in oorwinning kan leef. En Here, ek kom vandag ook, en ek bid vir elke besigheid. Ek bid vir elke persoon wat hierso werk gee, en elke persoon wat werk het. Here, elke persoon wat wel 'n werke verloor het, wat op soek is na 'n goddelike ingryping. Here, wil ek vandag kom en ek wil bid. Here, maak die sluise van die hemel bo hierdie gemeente oop. Here, U is goed vir ons gemeente. Here, as ek net vandag, net in die laaste 2 weke kan vat. Here, ons het hoeveel kinders teruggegee aan die hande vandag. Here, ons het laasweek 'n hele vloer vol mense gedoop. Here, dankie dat U goed is. Here, dankie dat U ook vandag saam met elke persoon hier uitbeweeg. Here, dat hierdie week 'n rooi letter week sal wees in elke persoon se lewe. Dat U deurbrake op deurbrake op deurbrake sal gebeur in ons gemeente. Here, dat mense sal kom vertel oor getuienisse. Here, dat ons getuienisdienste keer na keer sal moet hou, want ons te veel wat ons kan vertel. Here, dankie dat die kettinge van die vyand se leuns oor elkeen van ons vandag breek in die naam van Jesus. Ek wil vanoggend vir elkeen van julle sê, julle is meer as oorwinnaars deur die krag van Jesus. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.